Ons Here Vader, ons sing hierdie lied uit ons hart uit, want sê alles kom U toe. Alle eer, alle lof, U is waardig, U alleen. Here, ons sê dit, maar glo ons dit? Glo ons werklik dat U sê U is wie U is? Glo ons werklik in die soewereine, almagtige, groote God? Vader, U verdien ons elke asem, U verdien elke druppel van eer. Dit kom ons nie toe nie, Here. Dit kom U toe. Om U te ken is 'n voorreg. Om U naam aan te kan roep is genade. En mag ons vandag hierso sit en dit weer opnuut besef, dat U absolute gesag het. Dit is net U en dit was nog altyd U en dit sal altyd U wees. Maak U harte oop en ons denke en laat U woord lewend spreek in Jesus naam. Amen. Dank julle is welkom julle sitplekke te neem. Jy kan jou Bybel sommer oopmaak by Lukas 7. As jy hom hier het, ek gee dit vir jou ook op die bord. Lukas 7. Ek gaan vir ons Lukas 7 lees vers 1 tot 10. Uit die 2020. Nadat Jesus ten aanhore van die volk al hierdie woorde uitgespreek het, het hy Kapernaum binne gegaan. 'n Slaaf van 'n sekere centurio, wat vir hom baie werd was tot die dood toe siek. Toe hy van Jesus hoor, het hy 'n paar van die Joodse familiehoofde na hom gestuur, met die versoek dat hy kom om sy slaaf gesond te maak. Toe hulle by Jesus kom, het hulle hom dringend versoek en gesê, hy verdien dit, dat U dit vir hom doen, want hy gee om vir ons volk, en het uit sy eie die sinagoge vir ons gebou. Jesus het saam met hulle gegaan, hy was nie meer ver van die huis af nie. Toe stuur die centurion vriende om vir hom te sê, Here, moenie verder moeite doen nie, want ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie. Daarom het ek my ook nie waardig geag om self na U te gaan nie. Maar sê net 'n woord en laat my slaaf gesond word. Want ook ek is 'n man wat onder gesag staan, met soldate onder my bevel. Vir die een sê ek gaan en hy gaan, vir die ander een kom en hy kom. Vir my slaaf sê ek doen dit en hy doen dit. Toe hy dit hoor, was Jesus verwonderd. Hy het omgedraai na die skare wat hom gevolg het en gesê, ek sê vir julle, selfs in Israel het ek nie so 'n groot geloof gevind nie. En toe die mense wat gestuur is by die huis terugkom, het hulle die slaaf gesond aangetref of gevind. Nou vir die van julle wat dalk die eerste keer hier is, as jy 'n nuwe besoeker is, dink ek ook jy het op 'n goeie tyd gekom en dalk jy wat dalk nou vir die eerste keer inskakel. En ek wil jou uitnooi om die res van hierdie reeks by te woon en saam met ons deur te gaan. Ons het nou deur Hebreërs 11 gewerk en ons het gekyk na geloofshelde en ons het gekyk na wat geloof is en eienskappe van geloof. En ek besef toe, soos ons hierdie reeks afgehandel het, is dit nie dat ek nou uit idees uit hardloop om te sê, nou moet ons nou aangaan met geloof nie, maar ek besef toe daar is vrae wat by my opgeduik het, en skrifverse wat na vore gekom het, vrae soos, wat beteken dit om geloof soos 'n mosterdsaadjie te hê? Wat beteken dit om groot geloof te hê, soos in hierdie geval? Wat beteken dit as Jesus sê, soos hy baie kere sê, jou geloof het jou gered? En is alles bekende gedeeltes wat ons lees in die Nuwe Testament. Ons verstaan wat's geloof, ons het gesien eienskappe van geloof, maar ek dink dit is nodig om tog net aan hierdie goedjies te raak, en dalk bietjie daar stil te staan. En ek dink dit is hierdie vraag wat ons idee oor geloof gaan aanvul. Ons het gesien dat as ons geloof definieer,
As ons geloof 'n definisie moet gee en as ons dit eenvoudig moet probeer verwoord, dan sal ons sê geloof is 'n kopsaak, maar geloof is ook 'n hartsaak. Geloof is iets wat te maak het met jou kop, maar dit het ook te maak met jou hart. Dit kan nie een of die ander wees nie. Dit is hy en hy, kop en hart. Wat dit is met die kop, wat ons die kennis verkry, en met die hart wat ons die oortuiging kry. Dit is kennis en verhouding. Jy sien, kennis wys vir jou hoe om te aanbid, kennis wys vir jou wie jy aanbid, en kennis wys vir jou wat verwag kan word. Terwyl die hart vir jou sê, dit wie jy aanbid, hoe jy aanbid en wat jy verwag, dit moet jy vertrou. Dis hartsaak. Jy kan nie kennis ontneem en net sê, ek glo net met my hart nie. Jy kan nie net met jou hart glo, maar jy weet nie in wie jy glo en hoe om te glo nie. Vandag kyk ons na 'n gebeurtenis tussen Jesus en 'n Romeinse bevelvoerder of 'n centurion. En wanneer ons hierdie gedeelte lees, moet ons dit nie losmaak van die konteks waarbinne dit staan nie. Sonder om te tegnies te raak, maar dit is binne die groot verlossingsplan van God. Om te wys dat Jesus die seun van God is, om te wys dat Jesus die mag het om uit die dood uit lewe te bring. Dit is 'n gebaar daarvan. Die narratief, hierdie gebeurtenis wys vir ons presies dit. En dit is nie net 'n indrukwekkende wonderwerk nie. Dit is dit, maar dit is nie net 'n wonderwerk nie. Dit sê ietsie meer. Dit sê ietsie meer van Jesus en dit sê vir ons iets oor geloof. Dit sê ons iets oor geloof. En as jy inteendeel, as jy jou Bybel het en jy sou net 'n bietjie verder kyk na ons gedeelte van Jesus en die centurion, Jesus en die Romeinse soldaat, sal jy sien Jesus wek 'n weduwee se seun op. So Jesus slaaf wat so te sê dood is, en Jesus maak hom gesond, en direk na dit is daar 'n weduwee se seun wat dood is, en Jesus red hom van die dood, wek hom op. En net na hierdie twee stories, hierdie twee ware verhale, kom Johannes, julle sal onthou Johannes die Doper, kom Johannes die Doper se disippels na Jesus toe, gestuur. En hulle vra vir Jesus, Johannes wil weet, of jy regtig die een is. Is jy regtig die Messias? Die Johannes die Doper. Vra dit, sê vir sy disippels, hy moet gaan vra. En Jesus antwoord hulle toe so, jy sal sommer sien in vers 22, ek het hom vir julle hier op, maar Jesus antwoord hulle toe so, hy sê, gaan sê vir Johannes, dat wat julle nou net gesien het, met ander woorde hierdie opwekking van die dooies, blindes sien weer, verlamdes loop, malaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en armes word die goeie boodskap verkondig. Gaan vertel vir Johannes, sodat Johannes kan weet, ek is die Messias. So sien jy hoe hierdie gebeurtenisse half dien as 'n voorbeeld. 'n Voorbeeld en 'n bevestiging van wie Jesus is. Nou Jesus, hierdie gedeelte eintlik in vers 22 is 'n aanhaling van Jesaja 35. Dit was 'n profesie wat gespreek was deur Jesaja en Jesus het dit hier kom vervul. Jesus wys eintlik terug na Jesaja toe en hy kom dit vervul, want Jesaja 35 het gesê, wanneer hy kom sal hy blindes laat sien, dowes laat hoor, lamme sal rondspring soos bokke en mense wat kon praat, hulle sal kan sing. So dit was 'n profesie wat tot vervulling gekom het. So dit wys vir ons, Jesus is wie hy is. Ek wil jy moet dit verstaan. Dis waaroor dit gaan. So hier is hierdie twee gebeure, dit bevestig Jesus is die Messias, hy het krag. Ek sê dit met 'n rede. Ek wil nie net vir jou die prentjie inkleer en vir jou sê, wow, dit is interessant nie. Daar's 'n doel daarmee, want hierdie gedeelte gaan nie oor ons wat net groter moet dink oor ons situasie nie. Hierdie gedeelte gaan nie oor ons wat net groter moet vertrou in 'n spesifieke uitkoms nie. Met ander woorde, vertrou net en glo net harder vir genesing. Vertrou net en glo net harder vir rykdom. Vertrou net en glo net harder vir 'n Ford Ranger. Dit gaan nie daaroor nie. Ek sê dit want ek het al so baie predikers gehoor oor hierdie spesifieke gedeelte. Dan preek hulle oor hierdie Romeinse soldaat en sê, sien jy, hierdie soldaat het groot geloof. As jy sulke groot geloof het, sal jy dooie mense uit die graf uit opwek. En as die dood nie kan opstaan nie,
wel dan het jy nie sulke groot geloof nie. Dis wat hulle sê. Dit gaan nie daaroor nie. Inteendeel, dis nie wat Lukas vir ons hier so mooi, so in 'n volgorde vir ons, so saamvoeg en vir ons sê, kyk, Jesus het twee mense, een was siek, hy was so te sê dood, en die ander was dood, het hy uit die doodheid opgewek, en toe bevestig hy 'n profesie. Wys vir ons, dit is Jesus. Dit sê nie vir ons is Jesus nie, want dis wat eintlik wat hulle sê. As jy groot geloof het soos 'n centurion, dan kan jy Jesus wees, want jy kan die dood lewe gee. Waansin. Vals. So hier's 'n lyn wat getrek word, en ek sê dit met rede, want ek dink daar is bitter min wat dit sou aanspreek. Want ek dink dit klink net te goed, dis te goeie storie. Ek sien hoe raak sekere predikers opgewonde as die woordjie groot geloof gebruik word. Groot geloof, sien jy wat kan jy doen met groot geloof? Maar daar's 'n lyn. Groot geloof is nie om groter te dink oor jou situasie nie. Groot geloof is om groter te dink van Christus. Ten spyte van jou situasie. Groot geloof is nie om groter te vertrou in 'n uitkomste nie. Groot geloof is om groter vertroue te hê in Christus ten spyte van jou uitkomste. Weet jy dit? Groot geloof is nie net om beter te verwag nie. Groot geloof is om vertroue te hê in Christus ten spyte van wat gebeur aan die einde. Dis groot geloof. Want jy gaan mense kry wat sê, hierdie centurion, jy kan hy wees. Jy kan sulke groot geloof hê en jy kan sulke goeders doen. So ek dink as ons die konteks verstaan, help dit vir ons om bietjie die centurion se geloof beter te verstaan. Om te verstaan hoekom die Bybel sy geloof groot noem. En sy geloof is nie groot omdat hy sterk of omdat hy kragtig by homself is nie, of omdat hy positief dink nie, of omdat hy dit net gespreek het nie, of omdat hy net lewe spreek nie. Ek hoor veral onder die Engelssprekendes in Nieu-Seeland 'n skrifvers wat so gereeld gebruik word buite sy konteks is, hulle sê, by his stripes we are healed. By his stripes we are healed. En dan sê hulle, sing, ek verdien nie hierdie siekte nie, ek verdien nie hierdie nie, want by his stripes we are healed. Dis asof ons die perfekte lewe hier en nou kan kry. Dit is nie waaroor die verhaal van die centurion gaan nie. Ek dink ons hulle praat dit van the word of faith, is die beweging wat hier aangekoppel word, maar ek dink ons sal 'n bietjie in die toekoms daarna kyk, omdat ek sien dit is 'n probleem in hierdie land. So die centurion wys ons eintlik wat groot geloof is, regte groot geloof. En dit is nie dit nie. So nou dat ons weet wat dit nie is nie, kan ons dalk verstaan wat dit is. Jesus word erken deur hierdie soldaat, nie net as 'n wonderwerker nie, maar hy word erken deur hierdie soldaat as 'n draer van goddelike gesag. Daar's die klem. Ons het ook besef dat as jy net vorentoe sou gaan, voor hoofstuk 7, dan was Jesus besig met sy bergpredikasie. Julle sal sy bergpredikasie onthou, ons het dit ook gepreek. Dis die bergrede, dit was in Matteus 5. Laat ek jou net gou herinner wat Jesus gepreek het, 'n paar goed. Hy het gesê, geseënd is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. Jesus het dit gepreek, geseënd is die barmhartiges. Geseënd is die wat suiwer is van hart. Jesus het die preek gepreek en onthou hy het radikale uitsprake gemaak, het gesê, gaan hê jou vyand lief. Wees vrygewig selfs aan jou vyand. As 'n Romeinse soldaat vir jou vra, of as iemand vir jou vra, gee my jou bokleed, gee hom sommer jou onderkleed, dra my skild 1 kilometer, dra hom 2 kilometer. Dit was die preek wat Jesus gelewer het, net voordat dit gebeur het. En dis wat jy sommer sou sien in vers 1. Nadat Jesus ten aanhoor van die volk al hierdie woorde uitgespreek het, het hy Kapernaum binne gegaan. So Jesus het sy preek gepreek, die beste preek, onthou julle, deur die beste prediker, Matteus 5. Hy het dit gepreek, en nou gaan iets gebeur. Nee, hier is ons nou waar die rabber die teerpad slaan. Hierdie gaan jy sien, gaan dien as 'n voorbeeld. 'n Voorbeeld van dit wat Jesus gesê het. Lukas is baie strategies met die plasing van sy gedeeltes. Hy sit Lukas 7 spesifiek na Jesus se preek.
vir 'n rede. Hy het nie net gesê, ja jong, weet jy, ek weet nie waarom Lukas 7 te sit nie, hy het dit nie Lukas 7 genoem nie. Ek weet nie waarom Jesus met die centurion te sit nie, kom ek sit hom na Jesus se preek. Hy het hom daar gesit, en hy sê inteendeel in vers 1, dit is presies wat nou gaan gebeur het, net nadat hy gepreek het. En Jesus het presies so opgetree met 'n rede. Hierdie was beplan. Natuurlik is dit beplan, dis God wat hierdie goed beplan. Want hy wil vir ons iets wys, hy wil vir ons iets leer, hy wil vir ons prakties kom demonstreer, dit wat hy nou net gepreek het. Nou een ding wat sommer dadelik uitstaan, en dit moet ons in ons agterstand hou, in ons onderbewussyn, is wanneer ons deur die gedeelte werk, is Jesus was verwonderd oor hierdie man se geloof. Nee, hy was verwonderd. Hy het in verwondering gestaan, en toe draai hy om, en toe sê hy vir al die mense, nog nooit het ek sulke groot geloof gesien nie. Nou ek het myself dadelik gevra, toe ek hierdie gedeelte lees, kan jy jouself indink, Sean, dat die Seun van God, die Messias, Christus self, die beginner en die volëinder van geloof, verwonderd moet staan oor jou geloof? Wat vat dit vir die Jesus om te sê, wauw, kyk hoe glooi die man. En ek dink Christene wil dit dalk begeer, nee. As jy sal onthou op skool, ek kan nou nie praat van jou werksomstandighede nie, maar op skool dan het jy baie gehou van die meneer of die juffrou, en jy wil alles probeer doen, jy het blommetjies gaan pluk en chocolates gegee, en jy wil gehad het, hierdie juffrou moes baie van jou hou. Jy wil in haar goeie boekies kom. En ek dink met Christen is dieselfde, ons het die begeerte en die strewe om te sê, Christus moet tog na my kyk, sien my raak, Jesus, as ek bid, Here, hoor my. En dit is 'n mooi begeerte, want ek wil naby Christus wees, by hom wees. Ek wil hy moet homself ontferm oor my, ek wil hy moet kyk na my. En hier is ons iets van dit wat ons sien, hier ontferm die Here hom nie net oor die centurion nie, maar hy sê, joh, ek is in verwondering oor hierdie ou se geloof. Nou kom ons kyk wat maak sy geloof so besonders, en wat het Jesus in verwondering laat staan. So ek het vir jou vers 1 gewys, het vir jou gesê wat vers 1 koppel die vorige gedeelte met hierdie gedeelte. Nou in vers 2, 'n slaaf van 'n sekere centurio, wat vir hom baie werd was tot die dood toe siek. Nou, 'n centurio, laat ek sommer net dit gou aanspreek, 'n centurio is eintlik maar net 'n Romeinse soldaat. Dit is 'n bevelvoerder van 100 mans gewees. Jy sal die woordjie hoor, century. Centurio, century, dis waar die 100 vandaan kom, 'n century is mos 100 jaar. So, hy's 'n bevelvoerder oor 100, nou, min of meer 100, dit was nie nou presies nie, maar dit was min of meer 180, 100, 110. Ek weet die 33 vertaling gebruik hoofman en die 83 vertaling gebruik offisier. Ja, maar ek sal sê in vandag se terme is dit maar eintlik soos 'n kaptein. Kaptein wat 'n bevelvoerder is oor 'n klomp mans. Hy's die baas van 100 mans, nee. Dis presies wat hy was. Hierdie centurion was iemand wat vir Rome gewerk het. Hy het vir Rome gewerk. Hy was 'n professionele man. Centurions was professioneel, baie. Manne met standaard, manne met ervaring, brawe krygers. Hy het sy weg by die militêre leer opgeveg om daar te kom. Dit was die beste van die beste. Hierdie ouens was eintlik strategies gesit in dorpe wat Rome sou oorwin het, soos byvoorbeeld Jerusalem. Hulle sou centurions in Jerusalem en in omliggende dorpe sit om twee goed te verseker. 1, jy maak seker daar's vrede en hier kom nie 'n opstand teen Rome nie. Dis wat hy moes doen, hy en sy 100 man. En 2, hy moes belastinggeld invorder. Dis wat hy moes gedoen het. Dis wat hy moes gedoen het. Ek dink dit is twee moeilike take, want die oomblik as jy mense se geld vat, raak hulle kwaad, nee. Maar hy was 'n man met verseker goeie ervaring, goeie gevegservaring. Hy was strategies. En dit is interessant, elke keer wanneer die Nuwe Testament praat van 'n centurion, sit hy centurion in 'n goeie lig, nooit in 'n slegte lig nie. 'n Positiewe lig. 'n Centurion was baie goed betaal vir dit wat hy gedoen het. Ek dink daai tyd se kinders sou gesê, as jy jou kind gevra het, pappa, wat wil jy word? My kind, wat wil jy word as jy groot word? Pappa, ek wil 'n centurion word. Hoekom? Hy word goed betaal. Nee, hy's 'n goeie krygers. Hy was manne waarna mense opgekyk het.
Hulle sê inteendeel, die centurion was 15 keer meer betaal as die standaarde soldaat. Baie goed betaal. Hy was so goed betaal, hulle kon hulle eie huise kry, hulle kon hulle eie slawe kry, hulle het die lewe gehad, hulle kon 'n bo-gemiddelde lewenstyl handhaaf. Dit is belangrik, want jy gaan later dit sien. So hier kom hierdie centurion, en hy het 'n slaaf, en hierdie slaaf is vir hom baie werd, maar die slaaf was tot die dood toe siek. En hier sien ons sommer dadelik die eerste eienskap van hierdie centurion. Sommer so in die begin, sien ons dat hierdie centurion nie sommer net 'n gemiddelde centurion is nie, daar is iets besonders van hom. Hy het homself ontferm oor sy siek slaaf. Ek wil jy moet mooi verstaan hoekom dit 'n groot ding is, want 'n slaaf, veral onder 'n Romeinse burger, as jy 'n Romein was en jy het 'n slaaf gehad, as jy 'n centurion was, het jy 'n paar slawe gehad. En as een van jou slawe siek is, dan gaan jy vir hom sê, luister, ek kort 'n plaasvervanger. Hy is besig om my tyd en my geld te mors. Ek kort 'n ander slaaf. Slawe was gebruik soos wet wipes. Jy het hom gebruik en jy het hom weggegooi. Klaar. Hulle het selfs oor 'n sekere tydperk het hulle gekyk na slawe en gesê, die slaaf is te oud, hy werk nie meer nie, sny hom af, maak hom dood, gooi hom weg, verkoop hom. Dit was eiendom. Jy kan doen met hom wat jy wil, soos jy wil, wanneer jy wil. Selfs binne die Romeinse gebruik was sekere slawe gebruik vir seksuele losbandigheid. Wat hulle so die Romeine sou hulle gebruik het, en baie van hulle was nog jonk en kinders gewees. Pedofilia. Maar hulle was gevolle geregtig. Dit was nie onwettig nie, want dit was hulle eiendom. Hulle kan doen met 'n slaaf wat hulle wil. So nou as jy 'n siek slaaf het, en hy is so te sê dood, jy sal gaan lees in die Matteus weergawe van hierdie verhaal, hy kon nie beweeg nie. Is dit verlies? Dis verlies. Dis soos jy deur die goeie produksielyn en een van jou masjiene het gaan staan. Of jy moet hom reg kry, of jy kry 'n ander een. Anders dan gaan ons nie soveel Oreo koekies kan maak soos wat ons gewoonlik kan maak nie. So hier's 'n Romeinse centurion, bevelvoerder oor 100, 'n man met aansien, 'n kundige man, 'n man met baie geld, en hy ontferm homself oor sy siek slaaf. Dit moet tog iets sê van die centurion se hart. Weet jy wat sê dit? Dit sê dat hierdie man sagmoedig was. En dit sê dat hierdie man barmhartig was. Onthou julle Jesus se preek? Geseënd is die sagmoediges, geseënd is die barmhartiges. As die eerste eienskap van wat Jesus nou net gesê het. Hier is die centurion, man oor 100, geld, gesag, status, maar hy is bekommerd oor 'n slaaf, wat tot die dood toe siek is. En soos jy weet, as die Bybel vir jou sê tot die dood toe siek is, beteken dit letterlik hierdie man lê op sterwe. Dit is nie die griep wat jou man kry. Dis ernstig. Wow, daai griep is ook ernstig, en is 'n ander tipe griep. Maar laat ons nie in daai bespreking ingaan nie. En hierdie centurion hoor toe van Jesus. En hy stuur toe 'n paar van die Joodse familiehoofde. Na Jesus toe, om vir Jesus te gaan vra dat Jesus sy slaaf moet gesond maak. Dit wat hy gehoor het, want die skrif sê hy het gehoor van Jesus. Dit wat hy gehoor het van Jesus moes iets besonders wees. Dit kon nie net wees, Jesus is 'n wonderwerker, hy maak sonde, hy genees siekte nie. Dit kon nie net dit wees nie. Dit moes iets meers gewees het. En die rede hoekom ek so sê, want as jy gaan aanlees, gaan jy sien, hy praat van Jesus se gesag. Hy noem Jesus Kyrios, wat beteken Here. Hy moes iets meer geweet het van Jesus, as net dat Jesus 'n wonderwerker is. En ek dink die ou wat hom geëvangeliseer het, hierdie centurion moes 'n goeie werk gedoen het. Hierdie centurion erken goddelikheid, hy erken gesag, hy erken Christus se waardigheid. En nou stuur hy hierdie centurion, hierdie Romeinse burger, wat belasting invorder, nou stuur hy Joodse familiehoofde. Nou dit klink nie reg nie, want die Jode het nie gehou van die Romeine nie. Veral omdat hulle belasting ingesamel het van hulle. Nou Joodse familiehoofde was ouens wat die ooms van die gemeenskap.
Dis die ouens wat die golfbaan se raad opmaak. Die manne met aansien, die manne wat die besluite neem in die dorp, nê. Daai ooms wat altyd so by die korporasie sit en dan praat hulle terwyl hulle so met hulle arms agter op die high-lak staan. Daai ooms, gesiene ooms. Nou stuur hy daai ooms van 'n Joodse gemeenskap, 'n Romein, stuur hy na Jesus toe. My vraag dadelik is, hoekom sal Joodse ooms, wat nie hou van Rome nie, want Rome onderdruk hulle, Rome is eintlik hulle vyand, hoekom sal hierdie Joodse ooms gaan? Hulle kon nie gedwang wees om te gaan nie, want dit is 'n persoonlike versoek. Dit is vreemd. Hier is 'n centurion, hy's 'n vyand, hy vorder belasting in, en hy sê, Joodse ooms, asseblief, gaan na Jesus toe. Wel, hoor wat sê hierdie Joodse ooms vir Jesus, en dan sal jy verstaan hoekom hulle gegaan het. Toe hulle, dis nou die Joodse familiehoofde, toe hulle by Jesus kom, het hulle hom dringend versoeke gesê, hy verdien dit dat u dit vir hom doen, want hy gee om vir ons volk, en hy het uit sy eie die sinagoge vir ons gebou. Hy stuur hierdie familiehoofde, die Joodse ooms, om te vra om die slaaf gesond te maak, en die rede, hoekom hierdie ooms gaan, en die rede wat hierdie ooms gee, is omdat hulle sê die centurion is waardig, en hy is waardig omdat hy omgee vir die Jode, en hy is waardig omdat hy die skool se lapa gebou het, né? Die sinagoge. Hy het hulle plaaslike aanbiddingsplek gebou. Die sinagoge is 'n plek waar die Jode aanbid het, maar ook 'n plek waar die Jode skrif gelees het en bestudeer het. Julle sal onthou, Jesus het eendag in 'n sinagoge opgestaan, en toe lees hy uit Jesaja uit. Wat het dit met 'n Romein uit te waai om 'n sinagoge te bou? Die skrif sê vir ons, hierdie ouens gaan, en die rede wat hulle gee is, want, vers 5 sê, want, voegwoord, want, hy gee om vir ons, en hy bou 'n sinagoge. En as jy eintlik daaraan dink, is dit tipies hoe die wêreldse stelsel funksioneer, nê? Jy het iets vir my gedoen, nou gaan ek iets vir jou doen. Nee, almal wil en die centurion het geld, nee, almal wil by die ou gaan braai, want hy met geld, want hy voorsien die vleis en hy voorsien die vuur en ek bring net die geselskap, né? Dis presies wat hier gebeur, dis 'n wêreldse stelsel. Is hy het iets vir ons gedoen, kom ons doen iets vir hom. Want net nou beweeg hy of loop hy of iets. Hulle sê hy's waardig omdat hy hierdie goeders vir hulle doen. En hulle gaan na Jesus toe en sê, Jesus, hy is waardig, want hy bou 'n sinagoge en hy gee om vir ons. Nou hier is die tweede eienskap van die centurion. Die eerste een het homself ontferm oor die slaaf, nee, geseënd is die wat barmhartig is, geseënd is die sagmoedig is. Hier is die tweede eienskap. Die Jode en die centurions, hulle is nie vriende van mekaar nie. Hulle is nie. Hulle is vyande. En wat is een van die goeders wat Jesus in sy preek geleer het? Hê jou vyand lief. Daar sê dit. Hy gee om vir ons. En hy doen goed vir ons. Hierdie centurion hoef dit glad nie te gedoen het nie. Inteendeel, hy moes net seker maak, geld kom in en julle bly stil. Dis al. Maar hier kom hy. En die Jode het soveel rede gehad om hom te haat. En hier kom hy en hy ontferm homself. En hy bou vir hulle 'n sinagoge. En ontferm oor hulle. En die Jode sê hy is waardig omdat hy dit doen. Jesus besluit om saam te gaan. En hy besluit om die man se slaaf te gaan gesond maak. En hy gaan toe saam met die familiehoofde op pad na die centurion se huis toe. En soos Jesus nader kom aan die centurion se huis, interessant genoeg, stuur die centurion nou vriende. En nie meer Joodse familiehoofde nie. Vriende. Hy stuur vriende om Jesus te stop. Hoor wat sê die vriende. Here, Kyrios, moenie moeite doen nie. Want ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie. Dis interessant, die centurion sê vir die Joodse familiehoofde, gaan kry Jesus, asseblief gaan kry Jesus. Gaan kry Jesus want my slaaf sterf. En soos Jesus naderkom,
stuur hy sy vriende. Gaan stop Jesus, asseblief, gaan stop hom net. Want ek is nie waardig dat hy onder my dak kan kom nie. Hierdie centurion begin sy minderwaardigheid besef, soos Jesus naderkom. En sien jy die kontras? Die Jode dink, die centurion is waardig. Nee, hulle het gesê, hy is waardig, hy verdien dit, want hy dit en dat en dit en dit gedoen. Hier sê die centurion, ek is nie waardig nie. Ek is nie waardig nie. Die Jode dink hy is waardig op grond van wat hy gedoen het, die centurion dink hy is glad nie waardig dat Jesus eers onder sy dak kan kom nie. Inteendeel, die centurion sê, hy het dit nie eers waardig geag om self na Jesus te gaan nie. Hoe is dit moontlik dat 'n Romeinse soldaat wat aangestel is oor 100 mans, wat geld het, wat mag het, wat status het, wat slawe het, 'n hele gemeenskap luister vir hierdie ou. Hoe is dit moontlik dat hierdie ou sê, Jesus, ek mag nie eers met u praat nie. Ek kan nie eers in die teenwoordigheid inkom nie. U kan nie eers in my huis inkom nie. Hoe is dit moontlik? Dit was verseker nie omdat Jesus 'n Jood was nie. Dit is verseker nie omdat daar 'n gaping was tussen Jood en Romein nie. Dit het nie die Romeine gepla wie 'n Jood was en wie nie 'n Jood was nie. Hy was minderwaardig omdat hy geweet het wie Jesus is. Dis hoekom hy vers 6 vir ons gesê het, Here. Hy sê Kyrios, Here, my Here. Hy roep hom as Here aan. En nie net dit nie, erken hy nie sy waardigheid op grond van die Here nie, maar jy gaan sien in die volgende vers praat hy van sy gesag. Hy sê ek ook is 'n man onder gesag. Hoor wat sê hy in die volgende vers? Sê net 'n woord en laat my slaaf gesond word, want ook ek is 'n man wat onder gesag staan. Stop het geraak. So hy sê ook ek is 'n man wat onder gesag staan. So hy erken gesag. Net daar erken hy gesag. Hy sê hy het soldate onder my, hy sê vir die een sê ek gaan, vir die ander sê ek gaan hy, vir die ander sê kom en dan kom hy, vir die slaaf sê hy doen dit en dan doen hy dit. Die centurion weet wat gesag is, hy is 'n man van gesag. Hy is eintlik 'n gevorderde man van gesag. As Rome iets gedoen wou gehad het, stuur hulle die centurion. Centurion gaan sorteer dit uit, vat jou manne gaan. Is 'n man van klas, is 'n man van dissipline, is 'n man van struktuur, is 'n man van rang. Is 'n man wat weet wat 'n bevelvoerder is. Hy weet nie net wat is gesag nie, hy weet ook hoe dit werk. So nou is die vraag, wat se gesag het hy dan in Jesus geïdentifiseer? Hy sê Jesus, jy's 'n man van gesag. Wat se gesag? Wel, jy sien dat hy gesê het, vir die een slaaf sê hy doen dit, en dan doen hy dit. Vir die ander een sê hy doen dat, en dan doen hy dat. So, hy verstaan dat Jesus net hoef te praat, en dit gebeur. Want dis wat hy doen. Hy praat, en dit gebeur. So, hy erken dat dit gesag is om met 'n woord iemand wat siek is, gesond te maak. Sê net die woord, Here, en dit is so. Gesag om met 'n woord iemand wat so te sê dood is, lewendig te maak. Gesag om met 'n woord dit wat dood is, lewe te bring. Dit is die gesag wat hy erken. Dis groot gesag. So kom ek vra jou 'n vraag. Waar anderste in die Bybel lees ons van waar daar met 'n woord gespreek word en dit was so? Genesis. Nee? Laat daar lig wees en daar was lig. Laat daar diere wees, voëls wees, see, skei dit, die aarde van die water, skei dit en dit was so. Laat daar lewe wees en dit was so. Dit is net God wat kan skep met die spreek van 'n woord. Dis net God wat kan skep uit niks. Dis net hy wat lewe kan gee uit die dood. Dit is net Vader Jahwe en die Seun was betrokke by die skepping soos Hebreërs vir ons sê. Dit is net God wat 'n woord kan gebruik
en daai woord kan gebruik om lewe te gee. Dit is gesag. En daai selfe God kan natuurlik met 'n woord lewe neem. Alles eindig. Die centurion het iets verstaan van Jesus. Iets wat die Jode nie verstaan het nie. Hierdie man oor 100 het besef sy gesag is niks in die teenwoordigheid van Jesus nie. Sy gesag beteken niks. Jesus kan nie eers in sy huis inkom nie. Hy kan inteendeel nie eers met Jesus gaan praat nie. Want hy is nie waardig nie. Hy is nie waardig nie. Daar is die derde eienskap van Jesus se preek wat nou na vore kom. Geseënd is die wie arm is van gees. Arm van jouself. Niks van jou nie, maar meer van God. Dit vat baie vir 'n man wat in 'n gesagsposisie staan, leiersposisie staan, 'n man met autoriteit, 'n man met geld. Dink daaraan, dit vat baie vir so 'n man om neer te buig. Het Jesus dit nie ook so iets gesê nie? Moeilik is dit vir 'n ryk man om in die koninkryk te kom, makliker vir 'n kameel deur die oog van 'n naald. Hierdie hy sê, Jesus, ek kan nie eens met jou praat nie. Ek is nie waardig nie. Ek verdien dit nie. Maar die Joodse ooms, Jesus, hier is 'n Romeine man. Hy het 'n sinagoge gebou. Hierdie man, hy weet, hy het geld. Ja, is 'n nice ou. Jy's regtig. As jy nou sy huis toe kom, jy gaan eet soos 'n koning. Jy sê jy's die koning, maar jy gaan eet soos een. Maar regtig. Maar die centurion, asseblief. My vriende, is asof die Joodse familiehoofde hom verkeerd verteenwoordig het, nee. My vriende, gaan sê net vir Jesus, stop. Stop. Toe Jesus dit hoor, was hy verwonderd. Hy het omgedraai na die skare wat hom gevolg het en gesê, ek sê vir julle, selfs in Israel het ek nie so groot geloof gevind nie. Kan jy dink, die Here Jesus wat spreek met 'n woord is verwonderd oor jou geloof? Jesus was nie verwonderd omdat hierdie centurion gesê het, Jesus, ek spreek lewe oor my slaaf, by his stripes he is healed. Jesus, ek spreek gesondheid. Jesus, ek dink positief. Jesus, ek spreek net lewe. Dis nie wat Jesus verwonderd gelaat het nie. Hierdie centurion het nie net positief gedink nie. Kom ek vra jou soos ons nou deur dit gewerk het, nou is ons al by vers 9, hy eindig by vers 10. Wie het al vergeet van die siek slaaf? Ek het besef, waar is die siek slaaf? Die siek slaaf het heeltemal op die agtergrond verdwyn. Waaroor gaan dit nou? Oor die centurion en Jesus. Jesus wat kom en die centurion sê, nee. En Jesus wat kom en die centurion wat sê, ek is nie waardig nie. Die siek slaaf is nie meer op die voorgrond nie. Want dit het nie gegaan oor die uitkomste nie. Dit het gegaan oor hierdie centurion, wat die Here Jesus se gesag erken het, en sy eie minderwaardigheid. En dit is wat Jesus verwonderd laat staan het. Dit. En nou sê Jesus, selfs in Israel, het ek nie so groot geloof gevind het. Dink gou, is dit nie waar groot geloof gevind moet wees nie, met God se volk, sy verbondsvolk van die Ou Testament? Was dit tog nie God wat hulle uit Egipte uitgehaal het nie, met hierdie wonderwerke nie? Was dit tog nie die vuurkolom nie, die manna in die woestyn nie, die mure van Jerigo wat geval het nie? Was dit tog nie God wat elke keer wanneer die volk bely het en bekeer het, wonder na wonder vir sy eie volk gewys het, ek is die een met gesag, ek is die enigste een met gesag? Was dit nie daai God wat dit vir Israel gewys het nie? So wie moet groot geloof hê? Israel. Hier kom die Joodse familiehoofde en sê, hy verdien dit want hy het 'n laapa gebou. Hy verdien dit. Die centurion sê, ek verdien niks want ek weet wie hy is. Ek verdien nie eens om met hy te gesels nie. Ek verdien nie eens om 'n versoek te rig aan hy nie. Want hy is alles, hy spreek en is so.
So as U wil, spreek asseblief lewe oor my slaaf. Jesus sê, selfs in Israel het ek nie sulke groot geloof gevind nie. Israel erken nie Christus as die Messias nie, maar hierdie centurion erken iets van Christus. Hulle erken iets. En dis vreemd dat Christus geloof moet vind in 'n heiden, in 'n Romein, onder sy eie volk. Dis hartseer. En dit is waar ek myself gou die vraag vra. En ek dink dit is goed as ons elkeen vandag dalk onsself dieselfde vraag vra. As daar vandag geloof te vinde moet word, moet dit nie onder Christene gevind word nie. As daar geloof te vinde moet word, gaan Jesus dit kry by Christene. Dit ruk my wêreld. Want nou iewes skielik dink ek aan die probleme waaroor ek bekommerd is. Nou iewes skielik dink ek aan die toekoms waaroor ek bekommerd is. Nou iewes skielik dink ek aan wat my moet toekom en my nie moet toekom nie. En ek besef, hierdie goed is eintlik tekens van ongeloof. Wat is dit van my wat môre met my gebeur? Moet dit tog nie gaan oor die Here Jesus nie? Ek dink veral binne die kerk. Ek dink, omdat ons so gewoond is om Christene te wees, wat goed is. Ons sit in die kerk, ons lees ons woord en ons bid. Maar ons raak baie keer so verstik in wêreldse dinge. Ons begin saam met die wêreld skinder. En dan beskinder ons eie broers en susters. Ons begin saam met die wêreld twyfel. Ons begin saam met die wêreld rykdom najag. En eintlik wat dit is ongeloof. Want ons sê, kyk Here, ek verdien dit omdat ek al die goed in hierdie wêreld behaal het. Jesus sê, hy verdien niks. Niks. Maar tog kry ons dit. Ons kry genade, ons kry liefde. En ek kan eintlik vra, presies, Jesus se preek. As daar sagmoedigheid gevind moet word, waar moet dit gevind word? As daar arm van gees gevind moet word, waar moet dit gevind word? As daar liefde vir 'n vyand gevind moet word vandag, waar moet dit gevind word? As daar vrygewigheid gevind moet word vandag, waar moet dit gevind word? Waar? Hierdie Romein se geloof is groot. Hierdie centurion se geloof is groot. Want hy weet, Jesus hoef net te spreek. En hy erken, Jesus dra gesag by verre hoër as sy eie gesag. Hy erken, hy is niks. Hy mag nie eens eintlik met Jesus praat nie, dis hoe hy voel. Hy voel nie waardig nie. En dan natuurlik, toe die mense wat gestuur is by die huis terugkom en die slaaf gesond geword. O ja, die slaaf het gesond geword, net sodat jy wou weet. Groot geloof anker homself nie in die uitkomste nie. Groot geloof anker homself in wie Christus is. En dis hoekom kerke so, ek glo dis 'n slinkse tegniek van die vyand. Kerke raak so verwaand oor die uitkomste, hulle verdraai so alles dat dit gaan oor die uitkomste. Spreek lewe en jy sal kry. Glo dit en jy sal kry. Skatte en rykdom en gesondheid, alles gaan jy kry. Maar eintlik wat hulle doen, hulle verskuif jou fokus van Jesus. Dit het nog nooit gegaan oor wat ons kry nie. Het het gegaan oor wie hy is. En wie hy is vir ons. Ons is nie waardig om met hom te praat nie, maar weet jy wat sê Korintiërs? Hy vat hierdie minderwaardigheid, hy vat hierdie sonde, en hy gee ons sy waardigheid. Dis Christus. En dis wat Christus eintlik gedoen het vir hierdie man. Centurion, jy is nie waardig nie, maar ek kan nog steeds lewe bring uit die dood uit. Christen, jy is nie waardig nie, maar sy waardigheid is afgestempel op jou. En hy gaan vir jou lewe uit die dood uitbring, ten spyte van die uitkomste op hierdie wêreld. En daarop sê ek amen. Daarop sê ek kleef ek vas. En daarom moet Christen vaskleef. Hierdie doel van hierdie verhaal, en dan is ek klaar, is nie om te wys dat jy 'n beter uitkomste gaan kry, so sekere kerke dit preek nie, dit verdraai nie. Dis nie om te sê, dink harder oor jou uitkomste nie. Dis nie om te sê, hardloop met groot geloof en hardloop goed nie.
Dis om te sê, hardloop na die Here toe, want jy is nie waardig nie, maar jy weet waar lê waardigheid. Dis om te sê, daar is net een wat lewe in werking spreek. En daar is net een wat jou waardig verklaar. Een van my gunsteling teoloog skryf dit so, hy sê, faith is not a virtue that earns, but it's a posture that receives. Geloof is nie iets wat verdien nie, maar dis 'n postuur wat ontvang. Die centurions geloof was groot, nie omdat hy spesifieke resultate verwag het nie, maar omdat hy Jesus se gesag ten volle erken het, en sy minderwaardigheid. Dis groot geloof. So as ons sê, wat is geloof? Wat is groot geloof? Dan sê ek vir jou, groot geloof, weet wie Jesus is, en weet wat sy gesag Jesus dra, en weet dat met 'n woord kan hy spreek, en dit kan so wees. Groot geloof, anker homself in Christus, ten spyte van uitkomste. Amen. Kom ons bid. Hemelse Here Vader, dankie vir hierdie boodskap. Dankie dat ons kan sing, U is waardig van alles, soos ons gesing het. Worthy of it all. U verdien die glorie, U verdien die mag, U verdien alle eer, elke oomblik, alles is U verskuldig. U is die beginner en die einder van geloof, Jesus Christus. Mag ons onsself vandag anker in U. Help ons om nie na situasies te kyk nie. Help ons om ons oë op te hef. Help ons om anders te wees. Ag Here, ontwaak tog hierdie groot geloof in ons. Skenk dit vir ons. Kom slyp ons. Mag ons staat maak op U, ten spyte van. Sien in die harte wat U sit. Mag U woord seëvier. Mag ons daders gaan wees van dit wat ons vandag gehoor het. In Jesus naam. Amen. Vriende, dankie. Ons gaan 'n geleentheid gee vir 'n laaste liedjie en dan die seën spreek. En dan gaan ons lekker koffie drink. En dan gaan altyd net een wees. En hierdie een wat so waardig is, besluit om homself te ontferm oor my en jou. En om die waardigheid van Christus vir ons te gee. Daarom kan jy gaan in die liefde van die Vader en in die genade van ons Here Jesus en die krag van sy Gees. Amen. Vrede vir julle, kom ons drink lekker koffie saam, dankie.